Ons luister na die woord van die Here vanoggend vanuit Matteus hoofstuk 3. Matteus 3, daarvan verse 1 tot 12. Maar voordat ons gaan luister na die woord van die Here, verenig ons eers in gebed. Almagtige en ewige, drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons buig voor U vandag bewus daarvan dat ons maar klein, swak, nietige en sondaar mense is, gebroke. Maar ook bewus van U almag en U grootheid, U majesteit en heerlikheid. Bewus daarvan dat ons in Christus Jesus, ons Here, U kinders is. Dat ons aan U behoort en die belofte wat U gee is dat niks of niemand ons ooit uit U hand sal ruk of van U liefde sal skei nie. Want dis U wat ons styf vashou in die Vaderhande en ons omvou met U liefde en U vrede en U barmhartigheid, wat elke oomblik van elke dag by ons en in ons teenwoordig is. Ook deur die kragvolle werk van U Heilige Gees. Dankie vir die voorreg dat ons ook weer vanoggend as U kerk in hierdie kerkgebou saam kan kom. Met die begeerte om U te dien. Om aan U lof en eer en dank en aanbidding toe te bring. Maar ook om te kom luister, en die besonder te luister na dit wat U vir elkeen van ons persoonlik wil kom sê. Ons bid dat U dus deur die woord en U Gees self sal spreek tot ons, dat U ons harte sal open en ons verstand sal verlig, dat ons sal verstaan en sal hoor wat U sê. En dat daarby ons dan die strewe sal wees meer en meer om juis te gaan lewe volgens dit wat U in U woord ook aan ons kom openbaar. Ons dank U vir U genade. Die genade wat genoeg is. Want so het ons gesing vanoggend, in my eie werk en waarde is geen rus vir my gemoed. Dis alles net genade dat ek nie verlore gaan. Ja, my Vader, ja, ek weet dit. U neem my in Christus aan. En daarom bid ons dit alles in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Matteus hoofstuk 3 vanaf vers 1. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Juda gespreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom,
sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Jy moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Maar die byle lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in die skuur saambring. Maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig, werklik gelukkig is ons, wanneer ons die woord van Here hoor, die woord in die hart bewaar en strewe daarna om gehoorsaam, gelowig en getrou ook volgens hierdie woord van die Here te lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons vanoggend gevra sou word om na ons lewe te kyk, om ons lewe te beskryf, hoe lyk dit? As ons gevra sou word om iets oor ons lewe te sê, wat sou ons van en oor ons lewe gesê het? Of kom ons stel dit so, wat sien ander mense in my lewe raak? Hoe sou my lewensmaat, of my vriende, of my kollegas by die werk, my medebroers en susters hier in die gemeente, hoe sou hulle my lewe beskryf? Die vraag is, word my lewe in Christus gekenmerk deur 'n nuwe lewenstyl? Bewys my lewe, my gesindheid, my optrede, my woorde, my dade, oral en altyd, op alle terreine van die lewe waar ons kom, lewer dit die bewys daarvan dat ek kind van God is. Met ander woorde, dra ek die vrugte wat pas by die bekering. Vrugte wat wys dat ek kind van God is. Want sien ons getuienis deur woord en daad met die bewys lewer dat ons kinders van die almagtige drie-enige God is. Dat ons met hom versoen is. Dat ons die vrugte dra wat pas by die bekering in alle lewensomstandighede, op alle terreine van die lewe, oral en altyd. En dis juis die boodskap wat Johannes aan die Fariseërs en die Sadduseërs bring. 'n Boodskap wat ons ook vanoggend ter harte moet neem. Wat ons moet hoor voordat ons DV volgende Sondag by die nagmaalstafel kom aansit. En die kern van hierdie boodskap wat Johannes bring aan die Fariseërs en die Sadduseërs, wat ook vir ons geldig is vandag, is dit, dat 'n nuwe lewe in Jesus Christus vra van my, eis van my, 'n nuwe lewenstyl. En dit vra dat ek vrugte sal dra wat wys dat ek kind van God is. Nie net op 'n Sondagoggend hier by die kerk nie. Nie net wanneer ek by die nagmaalstafel aansit nie. Maar ook in my alledaagse lewe, oral waar ek kom en almal met wie ek in aanraking kom, moet dit sien. En daarom begin Johannes hierdie gedeelte met 'n oproep dat mense hulle moet bekeer. Maar hierdie oproep tot bekering was nie iets wat ligtelik opgeneem kon word nie. Bekering beteken mos om jou rug op die sonde te draai. Bekering beteken 'n 180 grade omkeer, waar ons
van nature geneig was om weg te beweeg van God, weg te skeur van hom, verder en verder weg te beweeg, beteken bekering 'n 180 grade omkeer, waar ek nou deur die genade van God en die kragvolle werk van sy Heilige Gees, deur die Here Jesus Christus, nader aan God kom. Hy trek my nader. Dis 'n afsterwe van die ou mens en 'n opstanding van die nuwe mens. Dis wat bekering beteken. Om nuut en anders te leef as wat jy voorheen geleef het. En as teken van hierdie nuwe lewe is mense dus gedoop. En hierdie doop wat Johannes hier doop is nie die Christelike doop wat die Here Jesus voor sy hemelvaart sou instel, die sakrament van die doop wat ons vandag ken. Maar nou kom die Fariseërs en die Sadduseërs na Johannes ook om gedoop te word, en dis hier waar Johannes nou vassteek. Want hy het geweet watter tipe mens hulle was. Aan die een kant die Fariseërs was 'n godsdienstige groep mense wat daarop uit was om presies volgens die letter van die wet te leef. En dit het hulle gedoen sodat die mense kon dink dat hulle so wonderlik en so goed was. Maar hulle was eintlik niks anders nie as wit gepluisterde grafte. Met ander woorde, baie mooi, baie skoon, baie rein van buite, maar aan die binnekant verrot en vol doodsbeender. Dis die Fariseërs. Die Sadduseërs aan die ander kant was 'n politieke groep en het bestaan uit die hooggeplaastes van die gemeenskap. En hulle het die wet en nog 613 ander mensgemaakte reëls of wette onderhou, maar ook hulle was, net soos die Fariseërs, eintlik maar skynheilig. En as hulle nou na Johannes kom om deur hom gedoop te word, dan noem Johannes hulle slange. Hy sê addergeslag. Hulle is skynheilig. Hy sê hulle is kinders van die bose. Hulle wou die doop ontvang, maar het nie belang gestel in bekering nie. Nie belang gestel om anders te leef en anders te word en anders te wees nie. Hulle wil voordeel trek uit die doop, die uiterlike bewys van bekering. Maar hulle was nie bereid om die voorwaardes daarvan na te kom nie, naamlik om werklik tot bekering te kom. Om anders te begin leef as wat hulle vroeër geleef het. Om hulle verkeerde weë te laat staan en om nou werklik heilig voor God te begin leef. En heilig beteken mos gans anders, om tot 'n ander kategorie te behoort, om afgesonder te wees, afgesonder van die wêreld vir God. En nou sien 'n mens, en dis die hartseer werklikheid, ons sien so baie hiervan ook in die wêreld vandag. Daar is so baie wat die Here bloot maar net uit gewoonte dien. En dan vergeet ons dikwels dat geloof nie gaan oor dit wat ek op 'n Sondagoggend by die kerk doen, maar wel ook wat die res van die week gebeur. Dit is hier waar ons dikwels 'n ander mens sien as die een op Sondag. Die Sondag by die kerk is soms so radikaal anders as Maandag by die werk, of waar ook al ons in die wêreld beweeg. Mense argumenteer onder mekaar en gun mekaar niks. By die werk of by die skool of waar ons ook al beweeg, weet die mense dikwels nie eens dat ek 'n kind van God is nie. Hulle kan dit nie sien nie. Dit is nie sigbaar en hoorbaar nie. Hulle kan dit nie ervaar nie. En medegelowiges selfs vind dit dikwels moeilik om te aanvaar dat die Here in my lewe is. As hulle na my optrede, my gesindheid kyk, en jy sien hoe ek moeilike omstandighede en situasies hanteer. Ek sien die gehalte van ons geloof word nie op 'n Sondag gemeet nie. Ook nie by die nagmaalstafel nie.
Maar die kwaliteit van ons geloof word bepaal deur wat in die week gebeur. En hoe ons elke dag van die week leef, oral en altyd, sonder uitsondering. Hoe ek met my medemens omgaan, my gesindheid, my optrede, my doen en my late, in handeling, wandel, oral en altyd, die hoe ek my lewe leef. Die Fariseërs en Sadduseërs het 'n valse sekerheid oor hulle geloof gehad. En daarom spreek Johannes hulle ernstig aan in vers 8 en hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dis elkeen wat sê dat hy of sy 'n Christen is, moet bewys lewer dat hy of sy reeds bekeer is. Moet die bewys lewer dat hy of sy kind van God is. Met ander woorde, my lewenstyl, die manier waarop ek leef, hoe ek leef, hoe ek met ander praat, dit waarna ek kyk, dit waaroor ek dink, my woorde, my dade, my gedagtes. Dit waarmee ek besig is, alles, letterlik alles, elke deeltjie van my lewe moet verander. Dit moet nuut word wanneer ek kind van God is. Johannes sê vir hierdie mense, vir ons, dat ons dus moet bewys dat ons wel verander het. Moet bewys dat God wel 'n verskil in ons lewens kom maak het. Daar staan letterlik dat ons resultate moet vervaardig, wat getuig van verandering. Ons moet vrugte dra wat waardig is van die feit dat ons lewenstyl verander het. Here Jesus het ons die beeld gebruik en gesê, 'n goeie boom dra goeie vrugte, 'n slegte boom slegte vrugte. 'n Goeie boom sal jy nie slegte vrugte kry nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Aan julle vrugte, sê hy, sal julle geken word. Dis dieselfde beginsel. Ons moet vrugte dra wat waardig is van die feit dat ons nuut gemaak is, nuut geword het. Dat ons lewens verander het. Dat ons kinders van God is. En daarom kan ek nie meer leef soos ek vroeër geleef het nie. Die ou mens, dis ons bekering, die ou mens met sy sonde en sy geneigtheid het afgesterf. Beteken nie dat ons na bekering nooit weer sal sonde doen nie. Die lewe van 'n Christen is mos 'n lewe van val en opstaan. Ons struikel en ons val baie kere, natuurlik. Maar hoe sê die Here in sy woord? Ons moet teen die sonde stry ten bloede toe. Dis 'n daaglikse stryd teen die sonde. En wanneer ek val, en ja, ons gaan nog baie keer val in hierdie lewe. Maar wanneer ek val, dan weet ek, as kind van God, tel hy my weer op. Hy hou my vas. En kan ek nooit buite die genade van God kom nie. Dis die troos. Maar daarom kan ek nie leef soos vroeër nie. My strewe is om juis altyd nuut en anders te leef. Ek kan en mag nie maar in onvrede met iemand leef nie. Mag as kind van God nie meer kwaad met kwaad vergeld nie. Moet ek vergewe wat aan my verkeerd gedoen is. Ek kan en ek mag nooit vrede maak met die sonde. Maar juis daarteen stry ten bloede toe. Die Here Jesus Christus het natuurlik hierin vir ons die perfekte voorbeeld gestel. Hy was vals beskuldig, maar hy het hom nie self verdedig nie. Hy het nie kwaad geword toe aan hom onreg gedoen is nie. Nee, hy was bereid om onregverdig te ly en die hoogste prys te betaal. Vraag is, hoekom doen ons dit nie? 'n navolging van ons Here Jesus Christus. As Christen moet ek vrugte dra, moet ek bewys lewer van die feit dat God die Vader van my 'n nuwe mens gemaak het deur die Here Jesus Christus en die kragvolle werk van sy Heilige Gees. In die woorde van Paulus, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.
En wanneer dit waar is, dan is dit sigbaar en hoorbaar in ons lewe. Ons lewe dikwels so selfversekerd. Ons lewe soms so met die vertroue, met die valse vertroue, dat ons saak met die Here reg is. Die gedagte van, maar ek het mos my kinders laat doop. En ek gebruik mos die nagmaal. En ek dien mos op die kerkraad. En ek is aktief betrokke by die kerk, en ek gee my bydrae. En daarom sê God in vers 10, julle wat met hierdie valse sekerheid rondloop, dat julle saak met my reg is, as dit jou sekerheid dat jou saak met my reg is gebou is op hierdie uiterlike dingetjies, julle wat dink dat ek uit gewoonte gedien kan word, julle wat dink dat slegs die blote bywoon van eredienste en gebruik van die nagmaal en 'n bydra julle my onregverdig maak. Maar ek sien in julle lewe nie vrugte wat pas met die bekering nie. Ek sien nie in julle lewe dat julle nuut geword het en anders leef nie. Ek sien nie die bewys in julle lewe dat Jesus Christus die eerste en belangrikste persoon in jou lewe is nie. Hy sê die byl lê klaar teen die boom. Want elke boom wat nie vrug dra nie, word uitgekap. Jy sien, God kyk verby ons woorde. Hy kyk verby ons gewoontes, verby ons soms geen heilige manier van geloof. Hy kyk na ons dade wat bewys dat ons tot bekering gekom het. Dat daar versoening gekom het tussen God en ons. Onthou, God het homself met ons kom versoen deur sy seun Jesus Christus. Ons vier DV volgende Sondag die nagmaal. Maar voordat ons aan die tafel van die Here aansit, moet elkeen van ons in hierdie week wat voorlê, ons deeglik ondersoek. En die gebruik van die nagmaal mag nie maar net 'n blote gewoonte wees nie. Maar omdat daar in elkeen van ons 'n diep begeerte is om rein voor die Here te leef, elke oomblik van elke dag, dit moet ons strewe wees, meer en meer. Ons begeerte het om sy versoening wat aan die kruis werklikheid geword het, ons eie te maak en daaruit te leef. En ons begeerte het om die vrugte te dra wat bewys lewer daarvan dat ons kinders van die Here is. Dat ons tot bekering gekom het. Weereens, dat ek nie meer leef nie, maar Christus leef vir my. Die Here nooi dus vandag elkeen uit om sy eie lewe in oënskou te kom neem. Om onsself werklik hierdie vrae te vra. Met erns. En kom ons vra elkeen van onsself hierdie vraag en ons antwoord dit vir onsself. Ons dink daaroor in die week wat voorlê. Is ek 'n weergebore kind van God? Lewe ek heilig voor die aangesig van God? Strewe ek daarna, ongeag van my foute, ongeag van my sonde? Maar ek strewe meer en meer om heilig voor die Here te leef. Kan mense in my lewe sien deur wat ek doen, hoe ek optree, hoe ek praat, dat ek die Here dien en dat ek vir hom lief is. Is daar vrugte wat bewys dat ek werklik tot bekering gekom het? Kom ons neem 'n paar oomblikke om stil te raak voor die Here. Doen dit ook gedurende die week. Neem 'n paar oomblikke, raak stil voor die Here, sodat hy aan jou kan wys hoe jou lewe lyk, hoe hy jou lewe sien. Dat hy aan jou kan openbaar wat daar in jou lewe is wat nog moet verander.
Mag die Here elkeen van ons toerus met alles wat goed is, sodat ons sy wil sal soek om dit alleen te doen. Mag hy deur die Here Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Want aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader, ons buig laag voor U troon van genade, so bewus van ons nietigheid en swakheid. So bewus daarvan dat ons ook maar gebarste kruike is. Maar dankie dat ons ook bewus kan wees van U heilige teenwoordigheid in ons lewe. Dat U die stukke van ons lewe waar dit al in die verlede so uitmekaar geval en geruk is, waar ons stikkend voor U lê, dat U daardie stukke een vir een bymekaar maak, dat U ons heel maak, dat daar redding en versoening werklikheid geword het deur die Here Jesus Christus se soenverdienste aan die kruis. Dat ons niet gemaak is. Ja, ons struikel en val baie kere. Dankie dat ons weet dat U ook elke keer weer vir ons optel. Dat U ons sterker maak. Ons dink so aan daardie voetspore gedagte. Waar ons die 2 rye spore in die sand sien en ons kyk terug en sien in die moeilikste, swaarste, donkerste tye van ons lewe, die 1 ry spore en ons wil sê, Here, hoekom het U ons gelos? Die oomblik toe ek hier die nodigste gehad het om te hoor, nee my kind, ek het jou nie gelos nie, dis toe ek jou gedra het. Dankie dat ons weet, dit is werklikheid. Wees met ons in alles. Ons bid vir elkeen. U ken elkeen van ons se lewe, U ken elkeen van ons hart en U weet wat in ons harte leef. U ken ons worsteling. U weet van ons moedeloosheid, ons klein geloof baie keer. Maar U ken ook siekte, pyn, lyding, swaar kry. Ons bid dat U vir elkeen, wat ook al die omstandighede is of mag wees, dat U vir elkeen die uitkoms sal beskik en gee volgens U wil. Dat U sal vertroos en sal versterk en sal bemoedig, dat alles altyd tot lof, eer en verheerliking van U naam sal wees. Ons bid vir die gemeente, en elkeen wat deel is hiervan, dat U die hand van seën, sorg en bewaring oor ons sal hou. Dat ons, as U kinders, elkeen in ons persoonlike lewe, ook as gemeente, in die gemeenskap, die vrugte sal dra wat wys dat ons U kinders is. Dat ons aan U behoort. Dat U ons God en Vader is. Dit bid ons in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.